Hallo en baie welkom. Vandag spring ons reguit in die diepkant in met een van die Bybelse mees ongelooflike en visuele hoofstukke, Openbaring 4. Ons gaan kyk na die troonkamer van die hemel en probeer sin maak van al die simboliek en die dieper betekenis wat hier versteek is. Goed, so alles begin hier. Die apostel Johannes kry hierdie dramatiese uitnodiging. Dis nie sommer net enige deur nie, né? Jy moet jou indink, dis soos 'n portaal wat oopmaak na 'n ander dimensie en 'n stem soos 'n trompet sê vir hom: "Kom op." Dis die begin van 'n buitengewone openbaring. Nou, dis belangrik om te onthou, die teks sê hy was in die gees. Dit was dus nie 'n fisiese reis nie. Sy liggaam was nog steeds op die eiland Patmos, maar sy gees, sy bewussyn, is opgeneem om te sien wat in die toekoms gaan gebeur. Hy kry 'n blik agter die skerms van die heelal se beheersentrum. So wat sien hy eerste? Dit bring ons by ons eerste gedeelte, 'n blik op die hemel. En die heel eerste ding wat sy aandag gryp, die absolute middelpunt van alles, is 'n troon. Die troon van God. En kom ons wees duidelik, hierdie is soveel meer as net 'n stoel. In hierdie visioen simboliseer die troon absolute mag, gesag en oordeel. Alles wat van nou af gaan gebeur, elke aksie, elke oordeel kom van hierdie troon af. Dis die episentrum van die hemel. Dit bring ons by die volgende deel, die troon van oordeel. En hier sien ons 'n ongelooflike toneel van kontras. Die manier hoe Johannes die een op die troon beskryf is fascinerend. Hy gebruik nie menslike woorde nie. Hy gebruik die simboliek van edelstene. Ja, hy sien twee soorte stene. Aan die een kant jaspis, wat God se absolute heiligheid en reinheid verteenwoordig. Maar dan die rooi karnewool. En daardie rooi kleur simboliseer God se toorn en die oordeel wat kom oor sonde. So jy het dadelik hierdie spanning tussen heiligheid en oordeel. Maar dan, te midde van daardie harde oordeel, is daar 'n reënboog reg rondom die troon. En dis nie 'n gewone reënboog nie, dis smaraggroen. Groen is die kleur van lewe en hoop. Dit is God se belofte van genade en sy verbondstrou wat die oordeel heeltemal omvou. Wat 'n kontras, né? En dis nie 'n stil toneel nie. Nee, van die troon af kom weerligstrale en donderslae. Dis die klankbaan van absolute ontzagwekkende mag. Dit sê vir ons dat die oordeel wat van hierdie troon afkom ernstig en kragtig gaan wees. Goed, maar die troon is nie alleen nie. Kom ons kyk nou na die hemelse inwoners, die hof van die koning. Dis 'n hele ekosisteem van aanbidding en diens wat rondom hierdie troon funksioneer. Die eerste groep wat ons sien is 24 ouderlinge wat op 24 kleiner trone sit. Hulle dra wit klere en het goue krone op hulle koppe. So, die groot vraag is, wie op aarde is hierdie ouens? Daar's 'n paar interessante teorieë. Soos julle hier kan sien, is daar 'n paar idees. Miskien verteenwoordig hulle almal wat gered is, moontlik, maar 'n bietjie vaag. Of dalk is hulle 'n spesiale soort engel. Onwaarskynlik, want die Bybel noem engele nooit ouderlinge nie. Die interpretasie wat die meeste sin maak, is dat hulle verteenwoordigers is van die verloste mensdom, leiers wat gekies is om in God se hemelse raad te dien. En die simboliek hou nie op nie. Reg voor die troon sien ons 7 fakkels vuur. Dis 'n beeld van die Heilige Gees in al sy volheid en krag. En dan is daar hierdie see van glas, helder soos kristal. Dit simboliseer 'n tipe volmaakte kalmte en vrede wat voor die troon heers, net voor die storm van oordeel losbars. Heel naaste aan die troon is hierdie 4 lewende wesens en hulle lyk nogal wild, soos 'n leeu, 'n bul, 'n mens en 'n arend. Weereens, dis nie letterlik nie, dis simbolies. Saam verteenwoordig hulle al die beste eienskappe van die hele skepping: majesteit, diens, intelligensie en spoed. So wat doen hulle? Wat is hulle hooffunksie? Wel, die teks sê hulle hou nooit, maar nooit op om God te aanbid nie. Hulle roep dag en nag uit, heilig, heilig, heilig. Hulle hele bestaan draai om die eer van die een op die troon. Goed, so, waarom sien Johannes dit alles? Wat is die punt? Dit bring ons by die kern van die saak. Waarom hierdie visioen saak maak? Die doel van hierdie troonkamer is tweeledig. 2 groot dinge gebeur hier op dieselfde tyd. Aan die een kant het jy hierdie ongelooflike, onophoudelike aanbidding. Die hemel is 'n plek van konstante lofprysing. Maar aan die ander kant, presies dieselfde plek is die beheersentrale van waar God se oordeel oor die aarde uitgestuur gaan word. Dis 'n plek van aanbidding en van oordeel. So, wat is die boodskap vir ons vandag? Dit is nie net 'n vreemde storie nie. Eerstens is dit 'n visioen van hoop. Onthou daardie reënboog van genade.
Tweedens, dis 'n wekroep om gereed te wees, want oordeel is 'n realiteit. En laastens, dis 'n ongelooflike blik op die toekoms wat op gelowiges wag. Op die ou einde van die dag is die doel van hierdie hele visioen om ons geloof te versterk. Dit gee ons perspektief. Maak nie saak wat hier op aarde gebeur nie, dit herinner ons aan die einddoel, 'n toekoms waar ons deel sal wees van hierdie hemelse aanbidding, veilig binne God se genadeverbond. En dit los ons met hierdie laaste gedagte. Hierdie visioen wys ons beide ontzagwekkende oordeel en oorweldigende genade. So die vraag is, hoe beïnvloed dit ons lewens hier en nou? Dis definitief iets om oor na te dink. Baie dankie dat jy ingeskakel het.